Ek het vanoggend vir jou 'n woord, maar in hierdie woord is daar 'n boodskap in opgesluit. Vanoggend mag dit dalk net 'n Bybelstorie wees, maar dalk spreek dit tot jou storie. Kan ek dit weer sê? Dit is dalk net 'n Bybelstorie vanmôre, maar hierdie Bybelstorie, hierdie Bybelverhaal kan dalk tot jou storie en my storie spreek. Amen. Mag hierin vir jou 'n boodskap wees en mag jy jou hart oopsluit en ons is besig met vanoggend en vanaand bedien ek ook die woord en vanaand gaan ons aan, was 'n woord wat op my hart is vir vanaand en terwyl ek vanmiddag voor die Here gaan lê en wag, so vertrou ek dat die Here ons vanaand ook gaan seën. Amen. Ek bid vir lewende water om in ons binneste te vloei. Amen. Wie glo saam met my? Ek glo in lewende water. Amen. Die woord van die Here leer dit vir ons, as jy van hierdie water drink, sê jy nooit weer dors kry nie. Is dit nie beautiful nie? Dis wat Jesus vir ons leer. En ons is besig met die tema, volgens die tema is 3 konings. En dit is 'n verhaal wat in die Ou Testament afspeel. Maar ek wil vanmôre weer verklaar, soos laasweek Sondagmôre se boodskap was. Die volgende slide sal wys waar ons in die woestyn is en wie was al dors? Gevaarlik dors. Amen. 'n groot dors gehad, maar net so is dit ook in ons geestelike lewe dat ons soms by 'n plek kom of jy kind van God is of nie. Of jy oud is of jonk is, of jy lankal in die kerk is of vroeg tot bekering gekom het. Iewers along the line kry jy dors na lewende water. Selfs gaan ons weer kyk Psalm 42 wat sê soos 'n hart smag na waterstrome, so smag my siel. Daarom het ons môre gesing en dit is eintlik toe ek het gesing het, en na die tyd besef ek dit Psalm 103 wat sê loof die Here o my siel. Bless the Lord o my soul. Jou sielsgedeelte, jou sielsdimensie, jou wil, jou intellek, jou emosies kom op 'n plek wat jy dors het en dors na lewende water. En dis net die Here wat jou water kan gee van lewe. Amen. Weet, ons het al alle dinge probeer om ons dors te les. Die wêreld, verhoudings, mense, verslawing, alles het ons al probeer. Maar as wanneer jy by Jesus uitgekom het, hy is die bron van lewende water. Halleluja. Ek is dankbaar vir daai bron. Amen. As jy eers by Jesus was, there's no turning back. Soos daai ou liedjie sê, when I remember what the Lord has done, I'll never go back anymore. Sê asseblief jou buurman of buurvrou, ek sien nou gaan ek alweer. Dis okay. Kyk gou vir iemand en sê dis okay. Of skud dit jou kop so, maak dit ietsie, maak dit kontak van 'n manier. Amen. So die feit is, ons almal word dors. Almal het al dors geword, almal word dors. En die vers wat regtig in my hart is Johannes 7:38 wat sê, hy wat in my glo jy vanmôre saam met my? Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. En ek wil vanmôre verklaar, dit is nie net 'n Sondagmôre ervaring nie. Lewende water vloei elke dag en veronderstel, en die skerry ding is, my vraag weer eens, want ek sit myself nommer 1, wat kry die mense by my? As water uit jou lewe moet vloei, hoor mooi, as daar 'n vloei is, met ander woorde, gaan iemand iets drink. Wat drink jou huishulp? Wat drink jou werkskollega? Wat drink die petroljoggie by Engine? Wat drink die kassier by Checkers? Ek was so gister, nou moet ek bieg, is daarmee 'n kerklidmaat, ek het haar nog nooit gesien in my lewe nie. Maar Vrydag is ons vinnig, ek en Madeleine en Dionay vinnig by die Wimpy in Tygervallei Mall. En daar kom 'n tannie in. Maar ek kon sien hierdie tannie, Dionay sê, "Sjoe, maar daai tannie is kwaai." En net die manier hoe sy die menu lees, moet jy weet sy is in 'n ander tyd. Sy blaai daai menu aggressief, jy weet, en ek besef, ek hoop hierdie waiter is agter mekaar, want anders is dit nagnella. En ek besef toe, wat gee ons? Wat deel ons uit? Wat kry mense by ons? As daar 'n vloei moet wees, 'n vloei, lewende water vloei uit sy binneste. As lewende water uit ons binneste uitvloei, as daar 'n vloei is, sal die vyand alles in sy vermoë doen om die vloei te stop. Help my. Kind van God, hy gaan alles in sy vermoë doen om die vloei toe te draai in jou lewe, sodat lewende water nie vloei nie. Amen. En dit is laasweek, dit is op YouTube beskikbaar, as jy laasweek gemis het, dit is daar, jy kan gaan kyk en dit sal vir jou baie konteks sê oor die woord. Maar ek wil hê ons moet blaai na die woord van die Here toe in 2 Konings 3 vers 1 tot 25 gaan ons saam lees. Dit is die Ou Testament verhaal, maar 'n verhaal wat so diep in my hart is, dat ek vanmôre ons moet saam lees, loof die naam van die Here. 3 Konings
Ek wil weer eens sê, miskien is hierdie storie tot u storie. Miskien spreek dit tot u lewe vanmôre. 'n Verhaal wat gebeur het in die Ou Testament wat handel oor water. Toe daar woestyntydperk kom en water kort was. Ek lees vir ons saam 2 Konings 3 vers 1 tot 25 en ons lees die verhaal wat gebeur het. En Joram, die seun van Agab, het koning geword oor Israel en Samaria in die 18de jaar van Josafat, die koning van Juda. Hy het 12 jaar geregeer en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, maar nie soos sy vader en sy moeder nie. Want hy het die klippilaar van Baal verwyder wat sy vader gemaak het, maar hy het die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, wat Israel laat sondig het, aangekleef sonder om daarvan af te wyk. En Messa, die koning van Moab, was 'n skaapboer. En hy het aan die koning van Israel gelewer 100.000 lammers, 100.000 ramme se wol. Maar na die dood van Agab het die koning van Moab van die koning van Israel afvallig geword. En in dieselfde tyd het koning Joram uit Samaria uitgetrek en die hele Israel gemonster. Ook het hy Josafat, die koning van Juda, laat weet: die koning van Moab het van my afvallig geword. Sal u saam met my trek en teen die Moabiete veg? En hy antwoord: ek sal optrek. Ek sal wees soos u, my volk soos u volk, my perde soos u perde. En hy vra: met watter pad sal ons optrek? En hy antwoord: met die pad deur die woestyn van Edom. So het die koning van Israel dan getrek en die koning van Juda en die koning van Edom, maar nadat hulle 'n pad van 7 dae opgetrek het, was daar geen water vir die leer en die vee wat aan hulle voetspore gevolg het nie. Toe sê die koning van Israel: ag, die Here het hierdie 3 konings geroep om hulle in die hand van die Moabiete te gee. En Josafat vra: is hier nie 'n profeet van die Here, dat ons deur hom die Here kan raadpleeg nie? Toe antwoord een van die koning van Israel se dienaars en sê: hier is Elisa, die seun van Safat, wat water op die hande van Elia gegiet het. Daarop sê Josafat: by hom is die woord van die Here. So die koning van Israel en Josafat en die koning van Edom dan na hom afgegaan. Maar Elisa het aan die koning van Israel gesê: wat het ek met u te doen? Gaan na die profete van die vader en die profete van die moeder. Maar die koning van Israel antwoord hom: ag nee, want die Here het hierdie 3 konings geroep om hulle in die hand van die Moabiete te gee. En Elisa sê: so waar as die Here van die leerskare leef, voor wie se aangesig ek staan, as ek nie agting gehad het vir die persoon van Josafat, die koning van Juda nie, ek sou nie na u kyk en u nie aansien nie. Maar, hoor mooi wat sê die woord hierson, maar bring nou vir my 'n siterspeler. En toe die siterspeler op die snare speel, het die hand van die Here op hom gekom. En hy het gesê: so spreek die Here, maak hierdie dal vol gate. Want so spreek die Here: julle sal geen wind sien nie, julle sal geen reën sien nie, en tog sal hierdie dal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink. Ja, dit is nog gering in die oë van die Here. Hy sal ook die Moabiete in julle hand gee. En julle sal elke versterkte stad en elke versoekte stad oorweldig en elke goeie boom omkap en al die waterfonteine toestop en elke goeie stuk grond sal julle met klippe bederwe. En die volgende môre omtrent die tyd dat hulle die spysoffer bring, kom daar meteens water van die kant van Edom af, sodat die land vol water geword het. En toe al die Moabiete hoor dat die konings optrek en teen hulle veg, is hulle opgeroep. Almal wat die grond vas gegespe en wat ouer was, het hulle by die grens laat staan, terwyl hulle die môre vroeg klaar gemaak en die son oor die water opgaan, sien die Moabiete op 'n afstand die water rooi soos bloed. En hulle sê: dit is bloed. Die konings het sekerlik mekaar aangeval en die een aan die ander verslaan. En nou op die byt af, julle Moabiete. Maar toe hulle by die laar van Israel kom, en die Israeliete hulle gereed gemaak, die Moabiete verslaan, sodat hulle voor hulle uitgevlug het. En hulle het dieper ingetrek en die Moabiete verslaan. Dan het hulle die stede verwoes en op elke goeie stuk grond elkeen sy klip gegooi, sodat daarvan vol was. En elke waterfontein toegestop, elke goeie boom afgekap, sodat hulle net in Kirat Hareset die klipmure daarvan laat oorbly het, maar toe die slingeraars dit omsingel en beskiet. 'n gedeelte, 'n kosbare storie in die Ou Testament.
En terwyl ek voorberei het, in die tydperk wat ek voorberei het oor hierdie 4 dienste, het hierdie gedeelte nogal diep in my hart gekom oor hierdie konings, die 3 konings. Ek glo my hele hart, die Heilige Gees het my gelei na hierdie gedeelte toe in die Ou Testament. Want hier is vir ons iets opgeteken, en ek wil weer eens dit sê, dit is dalk u storie, kan ook met hierdie storie vandag, die 2 kan by mekaar kom, en ons kan hier iets leer, wat hierdie verhaal vir ons leer. So om net so 'n bietjie konteks te gee, moet ons verstaan hoe die wêreldkaart lyk. Ons weet almal dat die koninkryk op daai stadium verdeeld was. Die noordelike konings wat so nagenoeg 9 van die 12 stamme van Israel was hier betrokke. So 10 uit die 12 het gebly in die noordelike stede of die noordelike gedeelte van Israel. Hulle het hier almal in gebly en daar het net 2 oorgebly in die koninkryk van Juda wat nagenoeg Juda was en Benjamin. Dit was net hierdie 2 wat hierdie kant was. En hier was, tussen hierdie was daar nou baie geskiedenis en 'n groot oploop wat hier nou gebeur het na Salomo ensovoorts. En ek het nie tyd vanmôre om in die geskiedenis van hierdie in te gaan nie. Maar daar was 2 koninkryke op daai stadium en daar het 3 konings opgetrek wat wou geveg het teen die Moabiete. Die koning van Moab het op 'n stadium gekom en hy het skeef getrek, hy het nie meer wol gelewer soos wat hy moes nie, en hulle het begin krapperig raak teen mekaar en 'n oorlog het ontstaan tussen, en die koning het gevra, asseblief, wil julle nie saam met my optrek, sodat ons kan gaan veg teen die koning van die Moabiete nie. En hulle het gesê, my weermag is jou weermag, my volk is jou volk, en hulle het 'n verbond gesluit om te gaan trek teen hierdie koning van Moab. En die volgende prentjie sal ons sien, daardie 3 konings die dag het ons hulle opgestaan, die môre gegaan en hulle het besluit om deur die woestyn te trek. Baie belangrik. Hulle trek deur die woestyn. Die 3 konings met hulle weermagte, al hulle diere sê die Bybel, het bymekaar gekom. Hulle het 'n pad gestap deur die suide, deur die woestyn om teen die Moabiete. So hulle moes plan maak en het hierdie ding fyn beplan hoe hulle die inval gaan maak, wat hulle gaan doen, hoe hulle dit gaan doen. En hier het hulle weggetrek, vroeg die môre, 7 dae se reis deur die woestyn. Hulle moes in posisie kom, hulle moes hulle self voorberei het, en hier kom hulle by 'n plek, 7 dae die woestyn in. Toe hulle 7 dae die woestyn instap, kom hulle agter, maar hulle water is klaar. Daar is nie meer water nie. Nou kan jy dink wat se krisis dit was, toe daar nie water was nie. Ek onthou jare terug, het ek en vriende, toe ek nog op skool was, ek en 'n paar van my vriende was naby die Here geleef en ons het gesê ons gaan vas en my maale moes ons gaan aflaai. Ons gaan 7 dae vas of 5 dae vas van maandag tot Vrydag daar in Hartbeespoortdam. Was daar tussen die berge, die koppies van Magaliesberg, was daar 'n ou kliphuis op iemand se plaas en ons het besluit ons gaan vas en ons gaan bid en ons gaan die Here vertrou in daai week. Ons gaan net survive of ons gaan geen kos saamvat nie. Ons gaan leef soos wat ons in die ou tyd geleef het. Ons gaan op die Here vertrou. Nou nagenoeg dag 3 het al ons water opgeraak. Nou kan ek jou sê, as jy begin dors raak in Magaliesberg, dit jy moeilikheid. Ek onthou nou nog vandag wat ons het tot gestap na die bierplaas om water en goeders te gaan kry, en supplies te gaan kry. So hoe dit was. So ek weet wat dit is om dors te kry. Was iemand al dors gewees in sy lewe? Saam met hulle, ek het die laaste week die storie vertel van die bottel Sunlight Safe wat ek gedrink het, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. So hierso is hulle kom hulle by die plek en hulle het 'n dors. Daar's geen water nie. Hulle kan nie water drink nie. Hulle diere het geen water nie. Hulle is letterlik in die moeilikheid. Die 3 konings begin met mekaar te praat en te sê, luister, ons gaan nou sterf in die woestyn. Hier moet ons 'n plan mee maak. En ek dink so op myself, baie keer as ons as kinders van die Here kom ons soek in 'n woestyn tydperk. Net soos wat ons kan baie in die geskiedenis gaan kyk, spesifiek so mooi, toe die Israeliete in Eksodus 15, 16, 17, ek dink is Eksodus 17, het die Israel gekom toe hulle geen water meer gehad het, en kom hulle by die bitter water van Mara. En water het 'n prominente rol gespeel, hulle het water nodig gehad, woestyn area, net soos wat dit vandag ook is. En ek het die laasweek gesê ook, wanneer jy water raak geboor het en water gehad het, was jy 'n ryk man in die tyd van Israel en in die Bybelse tyd. En hier kom hulle by 'n plek en is in die woestyn en hulle intensies was goed om op te trek teen die vyand. Hulle intensies was reg gewees. Hulle wil veg. Hulle wil die Moabiete uitwis en uitroei, maar op pad soontoe het hulle dors geraak. Hulle het steeds geloof gehad.
steeds lief vir die Here, al die goedes. En so is dit in ons as kinders van die Here se lewens ook. Ons intensies is goed, ons dien die Here, ons kom kerk toe, Sondag vir Sondag, ons woon bidure by, selle by, ons kom kerk toe op 'n Sondag aand, ons intensies is goed, maar hoor mooi wat ek sê, dis moontlik vir kind van God om dors te word terwyl jy in die diens te sit. Geestelike dors kan jou beetpak. Dat jy sê, Here, ek het dors, daar is meer, ek kom by die plek en ek voel dor, ek voel ek is in 'n woestyntydperk, en daar's 'n mooi Engelse woord wat ons tussen ons jong mense gebruik. Jy gaan net deur die motions. Dis net die routine. Maar binnekant weet jy dat ek as mens, my siel dors na die Here. En dan begin jy verlang. Dan begin jy verlang hoe dit was, hoe jy eens water gehad het, hoe jou dors geles was. En ewe skielik is jy geestelik gedehidreerd. Jy het niks meer water in jou binne. Jou siel het 'n dors na binnekant. En ek wil weer eens vir jou Psalm 42 aanhaal. Want dit is 'n Psalm wat my diep op my hart getref het. Skryf hierdie Psalm neer. Mag dit in jou hart wees. Die kinders van Korag het dit geskryf. Was hy soos 'n hert wat smag na waterstrome. So smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hiervan wil ek dink en my siel uitstort in my. Hoe ek gewoond was, sê saam met my gewoond. Die psalmskrywer sê, ek was gewoond gewees. Ek was gewoond. Dit was deel van my lewe. Ek was gewoond om voort te trek met die skare. Ek het hulle gelei, man. Ek het hulle na die huis van God toe gevat, met die stem van jubel en lof. Maar selfs die kinders van Korag, met al hierdie dinge, hulle was voorgestap, musiek gemaak, praise and worship, kerk bygewoon, gewoond om mense by die hand te vat en hulle te lei na die huis van die Here toe. En die seuns van Korag skryf my iets in my hart, wat sê hulle het dors geword, hulle het by 'n woestyntydperk gekom. So dis een van die gevaarlikste plekke vir kind van God om te wees, is terwyl jy in die kerk sit, geestelike dors het. Terwyl jy hier sit in ons midde en uitstap, ek was oortuig daarvan. Jy kan instap en uitstap in 'n kerkdiens en niks ontvang nie. Want dit is woestyn. Jy's dors. Daar's 'n dorsie binnekant in jou. En kom aan, jy weet waarvan ek praat, is dit as jy so 'n bietjie afgedwaal het van die waarheid af, daar's iets in jou binneste wat skree, I need to get back to the Lord. Wie was al daar gewees? Jy skerry ding is in 'n mens se lewe kan jy miskien 7 dae sonder water gaan vir jou liggaam, maar geestelik kan jy vir weke, maande en ewen jare gaan sonder om water te kan drink. En jy kan in die kerk sit, jy kan die dienste bywoon en steeds 'n dors hê wat nie geles is nie. En ons beleef almal sulke woestyntydperke. Kan ek jou skok? Selfs pastore gaan deur woestyntydperke. Selfs die beste en die mees aangesiende mense buitekant gaan deur woestyntydperke. Selfs die mense op straat gaan deur woestyntydperke. Ons almal beleef daai tydperk in ons lewens, dat ons dors het. En nie ons het dors na die Here. En hier is hierdie 3 konings, en hulle sit in die woestyn vas, en hier het hulle in die moeilikheid. En nou sê hulle, ons moet, is hier nie 'n profeet wat met ons kan praat nie. Is hier nie 'n profeet wat iewers wat vir ons 'n woord van die Here kan gee, en hulle gaan na Elisa toe. Josafat sê, maar daar is iemand. Ek weet van die profeet Elisa. En hulle gaan na Elisa toe, en hier raak die storie vir my nou lekker. Ek love hierdie gedeelte. Hierdie 3 konings kom na Elisa toe. En die scary ding about this is die volgende. Dit was glad nie, lees jou Bybel, dit was glad nie protokol vir die konings om na die profeet toe te gaan nie. Die profeet het altyd na die konings toe gegaan. Alle protokol is gebreek. Why? Because they were thirsty. Jy breek alle protokol die dag wanneer jy dors het, maak nie saak wie jy is, waar jy is, maak nie saak wat jou titel is nie, jy wil by die Here uitkom. Halleluja. You need to get to the Lord. Breek alle protokol, maak nie saak wat die mense sê nie. I need to get to the Lord. Ek moet by die Here kom, ek het 'n dors.
Hierdie 3 manne, hierdie konings met hulle weermag en hulle diere was desperaat geweest. There was a desperation in their life. As ons nie hier 'n antwoord kry nie, as ons nie hier 'n deurbraak kry nie, sterf nie net ons 3 konings nie, maar ons weermagte met al die leer, ons diere gaan sterf en vrek in die woestyn. I am desperate vir water. Ons het antwoord nodig. Nou ek dank die Here dat ons as kinders van die Here soms by daai plek kom in jou lewe wat jy weet dat jy weet ek moet by die Here uitkom. Ek is in 'n woestyn nou. Ek bid vandag dat hier iemand dalk sal sit in hierdie diens. Al is dit een persoon wat vir jare lank nou al in 'n woestyntydperk is en dors het aan die binnekant van jou. Wil ek vir jou sê, ek het vir jou baie goeie nuus. Jesus Christus, die bron van lewende water, is in hierdie plek en hy sal daai dors les vandag. Dis nie meer dieselfde. Ek bid in die naam van Jesus, jy het dors ingekom van buitekant, maar jy gaan hier uitstap verfris, vervars, weet jy gedrink van living water wat deur jou lewe en elke fontein wat toe gestop is, elke plek wat die vyand probeer klippe in jou binneste sit het, today is the day wat lewende water sal vloei weer in jou lewe, in hierdie kerk, in Parow en in die Weskaap. I truly believe the Spirit is here en hy gaan jou dors les in die naam van Jesus. Ek glo dit vanmôre. Ek wil dit verklaar, want hoekom? Ek weet wat dit is om dors te hê. Ek weet wat dit is om in 'n woestyntydperk te wees. Ek weet wat dit is om eenkant te wees. Weet jy wat? Jy kan dienste bywoon week na week en dors wees. I know exactly where you are. Maar ek bid vandag soos 'n hart smag na waterstrome, so smag my siel. Jou siel smag en jou siel het dors. Maar vandag is die dag. Die bron van lewende water is hier and it will flow like a river. Halleluja. Dit sal vloei in ons binneste en in ons gemeente en in ons lewens. Ek voel die salwing van die Heilige Gees. Ek voel hoe die lewende water, die is bitter, wat besig is om op te kom in die naam van Jesus. Ek voel en ek ervaar, somewhere is iets besig om jou binneste te stir. Dan is die Gees van die Here wat met jou besig is in die naam van Jesus. Ek sien trane vloei hier waar ek staan. I can see the tears. Ek weet, vir lank dors jy al na die Here toe. Vir lank het jy, ek sê dit stop vandag. In die naam vandag trek ons 'n streep in die sand en sê in die naam van Jesus, lewende water sal vloei. Ek sal veg, ek gaan staan, sodat seker is dat elkeen lewende water sal proe. Hulle kom by Elisa aan, geen protokol nie, en hulle sê, man, come on, hulle is moeilik en hulle is desperaat. Hulle is desperaat vir water. Desperaat vir water, want ek het te dors. En ek weet ek gaan doodgaan as ek nie van hierdie water drink nie. I know this is the end. Hier is die einde. Ek wonder myself, as jy geweet het vandag is dit die einde van jou lewe, sou jy van hierdie water gedrink het? If you knew that you knew, dis hier is die dag, sou jy drink? Teen protokol. Ek onthou, ek wil die storie vertel, maar die Gees het in my hart wakker gemaak. Ek onthou, as tienerseun, het my suster was baie siek geweest toe sy jonk was. En ek gaan die dag saam met my ma en my sussie, en ek moes al vashou in die kar en ons ry dokter toe. En terwyl ons in die dokter se spreekkamer wag vir die dokter, kry my suster koorstype in die spreekkamer. Soveel so dat sy nie asem kry nie. En my ma vra toe asseblief gaan roep die dokter. Vra die receptionist, gou asseblief gaan roep die dokter. En die dokter kom nie uit nie. 'n tweede keer gaan sy en sy gaan roep die dokter, maar die dokter kom nie uit nie. En ek onthou as jong tienerman kom daar 'n boldness oor my. En ek staan op. En ek storm uit die dokter se spreekkamer in. Ek sê, kan jy nie asseblief my suster kom help nie? En hy het vir my 'n klomp woorde te sê gehad, maar eventually kom hy daar uit. En hy kom help my suster. En hulle het daar gehelp en al weggevat daar in die ambulans gebel ensovoorts. En my sussie het vir baie lank toe nou nie asem gehad ensovoorts, maar dit is 'n lang storie. Maar al wat ek probeer sê is vanmôre, it was that day, toe desperaatheid my beet gepak het om te sê, ek gaan teen alle protokol.
Ek gaan teen alles wat hulle vir ons geleer het, gaan ek gaan. Want ek is desperaat om by die dokter uit te kom. En dis in ons lewens ook so, dat jy vandag in die woestyn tydperk is, kan ons nie vir 'n oomblik alle protokol breek en sê, I need to drink of the living water. Ek het nodig om van hierdie lewende water te drink. Alle protokol in die naam van Jesus, skuif protokol een kant. Haal die horlosies af vanmôre. Skuif elke ding wat ons beplan het hierdie dag een kant. As jy geweet het vandag dat hier is 'n fontein van lewende water, wat ons kan elkeen 'n emmer vat en kom drink en skep van hierdie water wat my dors les, wat sou ons doen? Maar ek het vir jou nuus, want Jesus is hier. He is in this place. Hy is deur sy gees vanmôre hier so om te kan drink. En hulle kom by Elisa, ek in my storie bly, Quintus konsentreer. Joram, koning Joram, hy was eintlik halfhartig. Hy was nie regtig by die Here nie. Hy was so tussen die boom en die bas. Sy pa was koning Agab gewees. Sy ma, Jezebel. Sy was so tussen die boom en die bas. Hy het 'n paar dinge gedoen en dan dien hy die Here, dan dien hy nie die Here nie. Hulle kom by Elisa en sê, man, ons het moeilikheid. Ons diere is dors. Ons weermag is dors, ons het nie water, ons het vir 7 dae geloop. We've been marching for 7 days. 7 days het ons opgekom, we've been marching. En ons kom by 'n plek waar die soldate kom en nou daar nie geen water nie. Stors. Ek love wat Elisa vir hulle sê. Elisa, wip vir hom 'n derde rad. En hy sê vir, nou wil julle kom. Nou dat julle dors het, nou kom julle. Nou moet die Here 'n mirakel maak. Nou moet iets gebeur. Hy sê, man, hoekom gaan jy nie na jou gode toe nie? Gaan roep jou gode. Jy is nou in die moeilikheid. Gaan vra jou gode. Hulle moet vir jou help. Dat hulle jou die moeilikheid uit hê. Kom aan, gaan, why now? Hoekom nou? Maar Sanko, wat gou van die gitaar. Hoekom nou? En hy sê, maar die volgende, hy sê, maar was dit nie vir Josafat nie? Kom, konsentreer vir my, kyk vir my. Ek's baie mooier as hy. Was dit nie vir Josafat nie? Die man wat Josafat is. Want Josafat was 'n regverdige man. Josafat het die Here gedien. He was still old school. As dit nie vir Josafat was, sou ek nie eens vandag na julle geluister het nie. Julle sou in die moeilikheid gewees het. Maar terwille van, luister gou mooi, terwille van Josafat, sal ek na julle luister. En hy gaan kom by Josafat uit en hy praat met die dienaars daarso en hy sê die volgende. Voor ek dit sê, think about this. Josafat was een man en as gevolg van hierdie een man het 'n hele weermag en 2 konings water gekry. God just needs one man. Een man. As die God wat 5 broodjies en 'n paar visse kan vat en 'n wonderwerk maak. Een man. Dit het een man gekos en sy gesin gered, Noag en sy hele gesin. Dit het een man gekos, Michael, om die Rooi See om volk te vat. Only one man wat geluister het na die stem van die Here. Een man nodig, een man, only one man. En Josafat. Ek weet nie hoe lyk jou familie nie, ek weet nie hoe lyk jou familie opset nie. Ek leer nog julle ken. Maar ek wil vanmôre verklaar, you just need one man. One woman in this place, hier so vanmôre, wat regverdig is, wat die Here dien in gees en in waarheid, wat weet wat dit is om lewende water te drink. Ons het net een mens nodig, halleluja. Een mens, jy kan by een mens kom en jy kan ervaar die lewende water vloei deur sy lewe. Only one man. Hy sê die volgende. Yo man, I'm getting somewhere now, ek is so excited. Josafat sê, Elisa sê vir die dienaars, gaan haal vir my 'n siterspeler. Gaan haal vir my 'n siterspeler, dat die siterspeler kom. Why? Hoekom? Ek sê, baie stadium was Elisa hy was nog geref. Hy was upset. Maar hy het 'n woord van die Here nodig gehad. En hy laat kom die siterspeler om te kom speel.
En toe die siterspeler begin speel, toe kom daar 'n woord van die Here. 'n Woord van die Here en hy sê, so sê die Here. Nou ek wil hierdie verklaar vanmôre lewende woord perhou. Musiek en praise and worship is nie net musiek en praise and worship nie. Hierdie is 'n platform vir die Heilige Gees om deur te werk, deur te vloei, om die woord gereed te kry, sodat ons die woord kan ontvang. Hierdie is nie net om lekker te sing nie. Ek gee nie om nie. Maar terwyl ek en my vrou Madeleine die praise and worship leaders is, probeer ons alles in ons vermoë, it's not about us. Maar ons probeer 'n platform of 'n atmosfeer skep, sodat die Here kan woon onder die lofsange van sy volk, en daar iets gebeur in ons binneste. Dis nie net musiek nie, dis nie net speel nie, dis nie net lekker sing nie. Come on kerk, it's more. Ek wil vanmôre sê, die praise and worship span, ons is besig om hierdie te leer, om te sê, as jy op hierdie platform klim, bedien jy. Ons is nie hier om 'n gig te hê nie. Ons is nie hier vir entertainment nie. Dan kan jy na die Banja Theater toe gaan. Maar ons is hier om lewende water seker te maak dit vloei op 'n Sondagmôre. It flows, dit vloei deur ons lewens. Hy sê gaan haal die siterspeler. Weet jy wat's amazing? Nie eers, luister, gaan toets dit, kyk, soek die skrif. Daar was nie eers een song gesing nie. Net musiek. Toe hy op die siterspeler begin speel. Sy plan was dat die atmosfeer moes verander. The atmosphere needed to be changed. Musiek is nie net musiek nie. Dit verander die atmosfeer. Pastor, waarvan praat jy? Gaan toets dit. Kyk, 1 Samuel 16. Toe die bose gees Samuel of vir Saul gejag het, wie kan dit onthou? Toe hulle vir klein Dawid gaan roep en sê Dawid kom speel. En toe Dawid op die hart begin speel, het die demone gevlug. Because why? En ek kon nie die musiek is die enigste wat in die hemel gebore is, ek het jou al gesê. Dit is om God te aanbid. En God woon onder die lofsange van sy volk. Toe hy die musiek begin speel, sluit gee jou oë saam met my. Sluit jou oë saam met my. Toe die musiek begin speel, toe daar musiek was, toe kom die woord van die Here. Toe die musiek speel, die atmosfeer het verander daai dag. Die atmosfeer het gechange. Something happened in the atmosphere, sodat hy kan spreek en sê, so sê die Here. En hy sê die volgende, eers ken hierdie gedeelte, na die siterspeler, sê die Here se woord is die volgende, en hy sê, so spreek die Here, maak hierdie dal vol gate. What? Make this valley full of ditches. Here, maar kan dit die woord wees? Met ander woorde, gaan grou. Gaan grou. Make this valley full of ditches. En toe hulle hierdie ditches, hulle kom nou, hierdie 3 konings stap weg. Hulle kom, dis my prentjie, maar ek dink dit moes gebeur, het kom by die weermag aan, en vra vir die weermag, luister, die weermag vra, waar kry ons water? Waar, wat sê die Here, wat sê die? Julle moet grou. Ons is moeg, ons is gedehidreer, ons march al vir 7 dae lank. Ons is dors. Die woord is grou. Come on, grou. Ek is op rock bottom. Ek weet nie of ek môre eers die dag gaan sien nie. Môre is Maandag. 'n week is verby. Ek weet gaan ek môre eers kan opstaan nie. Ek weet nie. Ek is dors, ek is gedehidreer, ek het water nodig. Begin grou. Grou.
Grou, ek laat die Engelse woord, hy sê dik. Dis hulle is warm, moeg, gedehidreer. Hulle het water nodig en hierdie plek sê hulle kom. Ek love dit wat hy daarso sê. Hy sê ook die volgende: daar sal geen reën wees nie. Daar sal geen wind wees nie. Maar daar sal water kom. Met ander woorde, water sou natuurlik gekom het deur reën wat val, deur die wind wat die wolke aangelaat kom het. Daar was geen reën nie, geen wind nie, geen reën nie. In die woestyn gryp 'n graaf en begin te graf. Want wat sê die Here hierso? Hy wou dit nie laat doen het in die natuurlike nie, want natuurlik sou die reën gekom het en die wind en dit sou reën en dan kon hulle dors les. Maar hierdie water kom nie van bo af nie, maar van onder. Onderaf. En daar het 'n rivier gekom. Die Here het water gestuur. En water het gekom om hy plek te flood. En hulle kon almal drink. En ek wil vinnig klaarmaak. Ek het so baie om te sê, maar ek wil klaarmaak. En ek dink oor die skrif wat sê, Johannes, dit sal in my binneste vloei. Wat sê koilia? Wat beteken from that empty hollow space? That's where living water shall flow. Ons verwag baie keer dit moet reën. Ons verwag baie keer die wind moet waai. Ons soek die tekens. Ons soek die dinge wat rondom ons gebeur. Maar hier sê hierdie gedeelte laat my so tref. Hy sê lewende water het vloei van binnekant af, van hier af, van onder af. Jy sal dit nie sien nie. Jy sal nie weet waarvandaan dit kom nie, maar die volgende môre sal jy sien dat daar water is. Dit sal vloei van die binnekant af. Van binnekant af sal water begin vloei, nie soos wat ons dit sien en herken nie. Lewende water. Lewende water sal vloei. En hy volgende môre, jy kan so 2 skiep so 2. Toe hulle opstaan, die Moabiete staan in 'n vallei en kyk. Toe was daar water gewees. Luister mooi, hoeveelheid water sou gekom het en gevul het, hoeveel plek hulle gemaak het vir die Here. Hoeveel kapasiteit het jy? Want as jy net met 'n McDonald's McFlurry spoon gaan grou, gaan jy dalk net so gat kry. En jy gaan net so 'n bietjie water drink. Maar Quintus, ek wil nie met 'n McFlurry spoon grou nie. Ek soek 'n graaf, ek soek 'n bulldozer. Ek wil water hê waarin ek nie hoef te kan staan nie. My kapasiteit is groot vir die Here en dit wat die Here wil doen. En die bloed het daai dag geval. En ek wil vanmôre afsluit. Ek het so baie nog wat ek wou sê en I'm just going to keep it at that. Môre wil ek vir u vra die volgende. As jy dors het vanmôre, is jy op die regte plek. Ek voel die streep in die sand is getrek. Ons is almal deel van die weermag. Ons is almal deel van die Royal Priesthood, a holy nation. Dis wie ons is. Maar hier is ons 'n kind van God, jy kan dors word. Jy kan op 'n plek kom waar jy dors het en jy het water nodig. As jy vanmôre sê, Here, ek is in 'n woestyntydperk. Ek weet van mense hier wat in woestyne is heiliglik. En het nodig dat lewende water, dat jy hier uit sal stap, jou dors geles in die naam van Jesus. As jy dors het vanmôre, wil ek saam met jou bid. Ek wil saam met jou bid vanmôre. So as jy dors is, wil jy nie ek wil nie almal moet staan nie. So hier is 'n emosionele ding nie. Ek wil net saam met jou bid want ek weet waar jy is heiliglik. I know where you are. Jy sit in die kerk soos die kinders van Korag. Jy was gewoond geweest dat lewende water vloei. Jy was dit gewoond. Jy onthou hoe dit was. Ek wil vanmôre sê dit is nie meer soos hoe dit was nie. Ek glo vanmôre, vanoggend, die 2 Augustus 2026, kan die Here mense aanraak in hierdie kerk. I truly believe it.